Vir almal, kom ons sluit ons oë vir 'n oomblik. Hemelse Vader, ons dankie vir die voorreg om hier saam te wees vanmôre. Dankie vir u liefde vir elke een van ons. Dankie vir die kosbare woord, 'n woord wat vol is van krag en van oorwinning. En vir ons wil vanmôre ons harte nou oopmaak om te hoor wat u deur u Heilige Gees vir ons sê, sodat ons ontvangers daarvan kan wees. In Jesus naam. Amen. Halleluja. Ja, my titel vanmôre is die rigting van die krag. Die rigting van die krag. En ek wil eers sê, ons moet oopmaak by Jesaja 10. Ons gaan 'n bietjie oor die krag van God praat. Krag van God. En wat die woord vir ons leer daarvan. Jesaja 10 vers 27 sê die volgende: En in die dag sal sy las afgelei van jou skouer en sy juk van jou nek, en die juk sal tot niet raak vanweë die vettigheid. Die King James vertaling sê as volg: And it shall come to pass in that day that his burden shall be taken away from off your shoulder, and his yoke from off your neck, and the yoke shall be destroyed because of the anointing. The yoke shall be destroyed because of the anointing. In daai dag. Nou die dag waarna hy vooruitgekyk het, is die dag wat Jesus in die aarde ingekom het. Nou kyk ons 'n bietjie na die bediening van Jesus en ons sien hoe dit van toepassing gekom het. Ons draai na Handelinge 10 toe. Handelinge, hoofstuk 10, en wil ek lees van vers 38. Dus kom ons 'n bietjie voor het begin, vers 37. Petrus is besig om te preek in die huis van Kornelius, en hy sê: Julle weet van die saak wat deur die hele Judea gebeur het en van Galilea af begin het, na die doop wat Johannes gepreek het, met betrekking tot Jesus van Nasaret, hoe God hom gesalf het met die Heilige Gees en met krag. Die salwing, selfde woord dan, as ons nou Jesaja gelees het. Hoe God hom gesalf het met die Heilige Gees en met krag. Hy het die land deurgegaan, goed gedoen en almal genees wat onder die mag van die duiwel was, omdat God met hom was. Ons sien ook in die lewe van Dawid. Dawid was gesalf as koning oor Israel deur die profeet Samuel. En net na hy gesalf is, voor enige iemand nog eintlik notisie geneem het van hom, sien ons die insident met Goliat. En ons sien dat die salwing wat op Dawid was, het krag bevat waarmee hierdie reus Goliat sy Moses teëgekom het om so. Amen. Die salwing. Nou Handelinge 11 vers 26 sê die volgende: En hulle praat van Barnabas en Saulus, en hulle het 'n hele jaar lank in die gemeente saam vergader en 'n aansienlike skare onderwys gegee. So Paulus en Barnabas het lering gegee in daai gemeente in Antiochië. En die disippels is in Antiochië vir die eerste keer Christene genoem. Die disippels is in Antiochië vir die eerste keer Christene genoem. So die woord Christus is 'n Griekse woord. Om een of ander rede, hulle vertaal hom baie keer hou hom in die Grieks. Ek weet nie hoekom hulle ons in die duister hou deur die woord in die Grieks te hou nie. Dan is die woord Grieks vir ons, né? Nou as jy nou in 'n Griekse woordeboek gaan kyk, wat beteken die woord Christus? Dit beteken maar net die gesalfde een. So as daar staan Jesus Christus, dan moes hulle dit eintlik vertaal het met Jesus die gesalfde een. So oral waar jy lees Christus, kan jy dit self vertaal. Jy het nou die kennis. Jy het nou expert, jy ken nou een Griekse woord, okay? Jy kan daai Griekse woord vertaal. Christus beteken die gesalfde een. So aan mekaar het Jesus, toe hy gepreek van hierdie lasverwyderende, jukvernietigende krag van God. Nou Lukas 4, terug na Lukas toe. Lukas 4 vers 14. En Jesus het in die krag van die Gees na Galilea teruggekeer en daar het 'n gerug aangaande hom die hele omtrek uitgegaan. En hy het in hulle sinagoges geleer en sy almal geprys. So kom dit belangrik is om kerk toe te kom. Want as jy daai dae in die kerk toe gegaan het nie, dan het jy Jesus gemis. Want hy het in die sinagoges geleer. Dit is belangrik, né? En hy het in hulle sinagoges geleer en het almal geprys. En toe hy in Nasaret, toe hy kom in Nasaret waar hy opgevoed was, en soos hy gewoond was, gaan hy op die Sabbatdag na die sinagoge
en staan op om te lees. Mense sê, maar ek kan 'n Christen wees en nie kerk toe gaan nie. Ja, maar jy kan nie soos Jesus wees en nie kerk toe gaan nie, want dit was Jesus se gewoonte om kerk toe te gaan. Amen. Amen. Dit was sy gewoonte. Soos jy, mens kyk mens hierdie bandjies vir mense dra, what would Jesus do? He would go to church. Amen. Ek het dit nou hier gelees. En soos hy gewoond was, het hy op die Sabbatdag in die sinagoge en staan op om te lees. En die boek van die profeet Jesaja is aan hom oorhandig, en toe hy die boek oopmaak, kry hy die plek waar geskrywe is: Die Gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het, sien daar kom my woord weer uit, om die evangelie aan die armes te bring. So daar's 'n salwing, nou die woord evangelie is ook 'n Griekse woord, wat nie vertaal is nie. Okay? En raai wat beteken dit? Nou gaan jy 2 Griekse woorde ken, jy raak nou volleerd hierso. Tweede Griekse woord ek volleer, evangelie, evangelios beteken goeie nuus. Dis wat dit beteken. As 'n Griek sê good news, dan sê hy evangelios, good news. Okay? Die Gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om die goeie nuus aan die armes te bring. Wat is die goeie nuus aan die armes? Jy hoef nie langer arm te wees nie. Daar is krag beskikbaar. Lasverwyderende, jeukvernietigende krag, wat jou uit armoede uit kan help. Hy het my gestuur om die wat verbryseld van hart is te genees. Die goeie nuus aan die verbryseldes van hart, jou hart kan gesond word. Daar's goeie nuus, daar's 'n salwing, krag beskik, om aan die gevangenes vrylating te verkondig, aan die blindes herstel van gesig, aan die wat gebroke is, in vryheid weg te stuur, om die aangename jaar van die Here aan te kondig. Dit verwys na die Jubilee. Jy sien, na elke 50ste jaar in Israel se geskiedenis was 'n Jubilee jaar. Die Jubilee was 'n jaar wanneer al die skuld afgeskryf is. Daai 50ste jaar, jy moet mooi besof vir wie jy geld leen in jaar 49, en volgende jaar word dit afgeskryf. Dit is al die skuld word afgeskryf, mense gaan terug, hulle erfporsie word hulle teruggegee. Nou Jesus is die Jubilee. Wie vind al daai liedjie gesing? He is the Jubilee. Hy is die een wat jou skuld afskryf. Halleluja. Hy is die een wat jou vrylating aankom. Dis nou nie meer 'n jaar nie, dis nou 'n persoon, Jesus. En nadat hy die boek toegemaak aan die dienaar teruggegee het, gaan hy sit, en die oë van almal in die sinagoge was op hom gefestig. Toe begin hy vir hulle te sê, vandag is hierdie skrif in julle ore vervul. Dit moes hy nie gesê het. Toe word hy so kwaad, hulle wil van die berg afgooi. Vandag, godsdienstige mense hou nie van vandag nie. Hulle hou van een dag, hulle hou van 'n geskiedkundige God en 'n toekomstige. Maar moenie praat oor vandag nie. Ons is sensitief oor vandag. Nou. So ons sien hierso van lasverwyderende, jeukvernietigende krag, die krag van God. En Jesus self, toe hy gepreek het op die aarde, hy het elke Sondag kerk toe gegaan, en hy het gepreek, en hy het gesê, ek is gesalf om vrylating aan te kondig. 1 Johannes 2 vers 27. En die salwing wat julle van hom ontvang het, bly in julle, en julle het nie nodig dat iemand julle leer nie. Maar soos dieselfde salwing julle aangaande alles leer, so is dit ook waar en geen leuen nie. En soos die julle geleer het, so moet julle in hom bly. Nou goed, ons weet dat in die woord word daar gepraat van die 5voudige bediening, né? Evangeliste en apostels en profete en leraars en herders, né? Die lering moet nie uit 'n mens uitkom nie. As ek julle begin leer uit my kop uit en uit my menslikheid uit, dan gaan ek mis en julle gaan dit mis. Dan gaan ons akademisie word. Ons wil nie akademisie word nie. Daar's genoeg van hulle, okay? Wat hier gebeur is, die salwing in my, ek is gesalf om 'n leraar te wees. Die Here Jesus het my gesalf om 'n leraar te wees. So ek moet bedien uit die salwing in my. En die salwing in jou moet hoor wat die salwing in my sê. Dan is ons op 'n geesvlak met mekaar. As jy begin in jou kop, dit is nie, daai ou 3 doktersgrade. Maar as hy wedergebore. Jy weet, ek het familie wat my oupa se familie, my oupa se ma was 'n dreier. En haar familie is in die hervormde kerk, is hulle almal dokters in teologie. Maar is interessant, een van hulle, toe ons die dag gedoop is,
in Hatfield, jare terug, toe ek in die stel ons laat doop, dit het 'n opskudding in die familie veroorsaak. My ouma het ons gebel en vir ons gesê, ag nee man, julle was nou in die een ditch, nou is julle in die ander ditch. Dis wat my ouma se idee was. Was my interessant geweest die aand toe ons gedoop is. Saam met ons word daar 'n dokter Dreyer van die Hervormde Kerk en sy hele gesin gedoop in Hatfield. En hy was in afgevaardig deur die Hervormde Kerk om dwalinge onder die jeug te bestry. En een van die dwalende jeug het hom toe na Here Jesus gelei en hy het besef, hy met sy doktorsgraad in teologie is nog nie eens wedergebore gewees. Dis erg. Dat jy 'n doktorsgraad in teologie kan hê en jy is nie wedergebore nie. Maar weet jy hoeveel moed het dit gevat van daai man? Want hy moes sy hele akademiese loopbaan wat hy gehad het, die rug toekeer om gehoorsaam te wees aan Jesus. En ek sê vir jou, hy gaan 'n ewige loon kry vir die guts wat hy gehad het om daar te gaan staan en hom en sy gesin te laat doop. Is dit nie amazing nie? So die salwing, so hier word gepraat van die salwing wat die juk laste verwyder en juke vernietig. So die definisie van die salwing is lasverwyderende, jukvernietigende krag van God. Sê saam met my, lasverwyderende, jukvernietigende krag van God. Dit is wat beskikbaar is. Dit is wat op Jesus was. Nou, en dis ook die lering wat Paulus en Barnabas vir die gemeente gegee het. Hulle het die gemeente geleer. Wat het hulle die gemeente geleer? Baie maklik. Hulle het hulle geleer 'n sekere lering, het hulle so beklemtoon dat hulle nader aan daai gelowiges gesalfdes begin noem het. Dan moet jy wragties dan die lering beklemtoon. Wat die eerste keer het geleer tot daai mense rondom ons is gesalfdes. Noem my, die woord Christen beteken gesalfde. So vir die eerste keer na daai lering wat Paulus gegee het, is die gelowiges Christene genoem, gesalfdes. So as jy sê jy is 'n Christen, bedoel jy dit regtig of bedoel jy dit nou teologies en tradisioneel? Wel, ek kan jou verseker, jy wil nie teologies en tradisioneel wees in jou lewe nie. Werk nooit uit nie. Jy moet of 'n ding regtig bedoel, of jy moet dit los. Okay? En as jy sê ek is 'n Christen, dan sê jy in Afrikaans, ek is gesalf met die krag van God, wat juke vernietig en laste verwyder. Dis wat jy sê. Dan beter jy put your money where your mouth is. Moenie sê jy is 'n Christen, as jy nie dit bedoel nie. Ek is 'n gesalfde. Dis wat jy sê. Is jy 'n Christen? Ja, sê almal. Okay, kom ons sê, is jy 'n gesalfde? Amen. Jy is gesalf met lasverwyderende, jukvernietigende krag. Amen. Okay. Volg my nou. 2 Korintiërs 1. 2 Korintiërs hoofstuk 1 vers 20 en 21. Dit baie keer aan mense wat godsdienstig is, hulle wil verskonings maak, want hulle sien geen resultate in hulle lewe nie. Nou wil hulle verskonings maak vir die gebrek aan resultate. Dan sê hulle vir jou, jy weet, baie keer sê die Here ja, en baie keer sê die Here nee, baie keer sê die Here ek weet nie. Dis nonsens, né? Dis nie wat die woord sê nie. Kom ons kyk wat sê die woord. 2 Korintiërs 1 vers 20 sê, want hoeveel beloftes van God daar ook mag wees, in hom is hulle ja, en in hom amen. Is julle wakker? Hoeveel beloftes van God daar ook mag wees, in hom is hulle ja, en in hom amen, tot heerlikheid van God deur ons. Maar hy, wat ons saam met julle bevestig in Christus, en ons gesalf het, en ons gesalf het, is God, en ons gesalf het, en my gesalf het, en jou gesalf het, amen. Jy het die belofte nodig, en jy salwing nodig. Nou goed, dit behoort klaar aan jou. Nou gaan ons na Matteus 16 toe. Matteus 16, vers 13. Ons het dit reeds gelees, maar ons gaan weer daarna kyk. Tot 19. En toe Jesus in die streke van Caesarea Philippi kom, vra hy sy disippels en sê, wie sê die mense dat ek die seun van die mens is?
En hulle antwoord, sommige Johannes die Doper, en sommige Elia en ander Jeremia, of een van die profete. Hy sê vir hulle, maar julle, wie sê julle is ek? En Simon Petrus antwoord en sê, u is die Christus, die gesalfde een, die seun van die lewende God. Toe antwoord Jesus en sê vir hom, salig is jy, Simon Bar-Jona. Wat is die woord salig? Gered. Gered. Die woord salig, saligmaker is redder, né? Die ou woord salig beteken gered. Hy sê, hey Petrus, gered is jy. Gered van, né? Gered is altyd van dinge. So Petrus is nou gered van 'n klomp goeters, want hy het hierdie openbaring gekry. Gered is jy, Simon Bar-Jona, want vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemel is. Ek sê ook vir jou, jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my gemeente bou, en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. En ek sal jou die sleutels van die koninkryk van die hemele gee. Wat jy ook op die aarde mag bind, sal in die hemel gebonde wees. Wat jy ook op die aarde mag ontbind, sal in die hemel ontbonde wees. So ons het die openbaring gekry 'n paar sondae terug, dat die sleutels tot die koninkryk, as ons hierdie deel in verband lees, is openbaringskennis. Halleluja. Dis 'n openbaring, dat die sleutels tot die koninkryk openbaring is. Die sleutels tot die koninkryk is openbaringskennis. Vlees en bloed het dit nie aan jou gewys nie. Dis openbaringskennis. So, ek moet 'n openbaring kry van wie ek is in Jesus. Dis 'n sleutel tot die koninkryk. As ek 'n openbaring kry van wie ek is, en ek kry 'n openbaring van hoe die koninkryk werk, soek allereers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al die dinge sal vir jou bygevoeg word, né? Ek kry openbaring, dan is dit my sleutel tot die koninkryk. Ek kan nie, die sleutel is die openbaring. Amen. Dis die woord is die sleutel. Maar dis net die woord wat lewe in my. Die woord wat lewendig geword het deur die Heilige Gees in my. Dis my sleutel. Nou gaan ons na Efesiërs 1. Eerste gebed in Efesiërs. So die Here wys nou vir ons, hy gee nou vir ons wysheid vandag. Want as jy hierdie wysheid vat, dan hoef jy nooit weer in jou lewe langs 'n siekbed te staan en die ou word nie gesond nie. Galasiërs, Efesiërs 1 vers 15. Daarom, vandat ek gehoor het van die geloof in die Here Jesus wat onder julle is, en die liefde tot al die heiliges, hou ek ook nie op om vir julle te dank as ek aan julle in my gebede dink nie, dat die God van ons Here Jesus Christus, die gesalfde een, die Vader van die heerlikheid, aan julle die kennis, die gees van wysheid en kennis en openbaring van hom mag gee. Wysheid en openbaring en kennis van hom mag gee. Verligte oë van julle verstand, sodat julle kan weet. So dis alles die wil van die Here, né? Die wil van die Here is, Paulus gaan nie teen die wil van die Here bid nie. Amen. So die wil van die Here is dat jy kan weet, dat jy kan lig hê, dat die liggie tussen jou ore kan aangaan, dat jy kan weet. Amen. Die Here wil hê, jy moet weet. Dis 'n openbaring. Halleluja. Wat die hoop van sy roeping, wat die rykdom van die heerlikheid van sy erfdeel onder die heiliges is, en wat die uitnemende grootheid van sy krag is, vir ons wat glo, na die werking van die krag van sy sterkte wat hy gewerk het in Christus, toe hy met die dode opgewek het. So, 3 dinge, wie jy is, wat jy het, wat jy kan doen. Dis die openbaring. Wie ek is, wat is die hoop van sy roeping. Jy moet 'n volle openbaring kry van wie jy is. Wanneer jy die dag toe jy wedergebore is jy nie meer 'n ou mens nie. Die ou mens is dood. Daar het 'n nuwe mens gebore geword in die geestelike riem. Daarom as iemand in Christus is, 2 Korintiërs 5 vers 17, is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, alles het nuut geword. Dit moet jy mediteer. Jy moet dit mediteer dat jy openbaring kan kry. Ek is 'n nuwe skepsel. Die ou mens is dood. Ek is 'n nuwe skepsel. Ek is die geregtigheid van God in hom. Tweedens moet jy weet wat jy het. Die rykdom van die heerlikheid van sy erfdeel onder die heiliges. Jy is 'n erfporsie wat aan jou behoort. Jesus het iets nagelaat vir jou toe hy gesterf het. Dis goeie nuus, né? Jy het nie geweet nie, né? Daar's 'n testament en jy's in hom. Halleluja. Wie van julle dink dit kan goeie nuus wees? Kyk, hulle probeer baie mense so uitvang. Ek het 'n ou gehad wat my gewerk het, uit hom ge-email van Engeland af sê, hy is nagelaat in 'n testament in Engeland.
en hy moet net so 'n paar R100 inbetaal, dan sal hy sy erfporsie kry. Shame. Dan as hy dit inbetaal, dan moet hy nog 'n bietjie inbetaal en nog 'n bietjie inbetaal, tot hy sy hele salaris inbetaal het. Ek sê vir hom, los dit, dan gaan jou kroek. Nee. Maar hierdie is nie kroekings nie, hierdie is die waarheid. Jesus het 'n erfporsie vir jou nagelaat. En jy moet dit Paulus bid vir jou, dat jy kan agterkom van hierdie erfporsie wat joune is. Dit sy eie bloed het betaal. En wat die uitnemende grootheid van sy krag is, wat na ons kant toe kom, wat glo. Die krag vloei nie primêr na die siekte toe nie, of na die behoefte toe nie. Dit vloei primêr na die een toe wat glo. Dit vloei primêr na die een toe wat glo. Daar's meer as genoeg krag. Hy praat van uitnemende grootheid van hierdie krag. Daar's nie 'n gebrek aan krag nie, mense. Dit is die krag wat beskikbaar is dieselfde krag wat Jesus opgewek het uit die dode. Dit is lewendmakende krag. Dit is bedoel vir dooie goeters, om hulle lewend te maak. Amen? Dis die krag wat beskikbaar is. Nou, Romeine 10, vers 1. Broers, die verlange van my hart en die gebed wat ek tot God vir Israel doen is tot hulle redding. Want ek getuig van hulle dat hulle 'n ywer vir God het, maar sonder kennis. Want omdat hulle die geregtigheid van God nie ken nie, en hulle eie geregtigheid probeer oprig, het hulle hul aan die geregtigheid van God nie onderwerp nie. Want Christus is die einde van die wet tot geregtigheid vir elkeen wat glo. Hulle kon hulle nie onderwerp daaraan dat volmaakte geregtigheid 'n geskenk is nie. Hulle wou werk. Hulle wou die Sabbat hou. Hulle wou nog werk, maar jy kan nie hard genoeg werk, goed genoeg werk, om geregtigheid te koop nie. Dis 'n geskenk. En mens kan nie 'n geskenk koop nie. Amen? Jy kan net vir 'n ander ou 'n geskenk koop, maar vir jouself kan jy nie 'n geskenk koop nie. Iemand moet dit vir jou gee, dan is dit 'n geskenk. En God, Jesus sê, hy gee sy geregtigheid vir jou. God het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir jou gemaak, dat jy kan word die geregtigheid van God in Jesus. Ek is nou volmaak vir hom, deur sy bloed. Want Christus, die gesalfde een en sy lasverwyderende, juk-vernietigende krag, is die einde van die wet tot geregtigheid vir elkeen wat glo. Want Moses beskryf die geregtigheid wat uit die wet is. Die mens wat hierdie dinge doen, sal daardeur lewe. Hy praat van dinge doen. Maar die geregtigheid wat uit die geloof is, sê dinge. Hy praat, hy maak sy mond oop. As jy nie leer om jou mond te gebruik nie, dan weet jy nog nie hoe om geloof te gebruik nie. Amen? Die orgaan waarmee jy jou geloof moet vrystel is jou mond. Jou mond is heilig voor God. Elke woord wat jy sê beïnvloed jou lewe. Elke woord wat jy sê oor jou finansies, gaan jou finansies beïnvloed. Of jy nou wil of nie. Amen? Nou sê hy twee dinge, wat hierdie geregtigheid wat uit die geloof is, nie sê nie. En jy moet baie mooi na kyk, want mense hoor dit, maar hulle doen dit nog steeds. Dis hoekom ek moet dit mediteer, want dit gaan uitkom, dat die popo die fan stryk. Is julle met my? Dan gaan ons sien wat in jou is. Nie mooi Sondag in die kerk nie. Jy moet dit mediteer, dat wanneer die popo die fan stryk, dat hierdie goed uitkom uit jou uit. Want ons gaan dan sien wat kom uit jou uit. Moenie in jou hart sê nie, wie sal in die hemel opvaar, naamlik om die krag van God af te pleit van bo af nie. OK? O Here, dink aan ou Piet in sy dag van benoudheid en laat die krag neerdal op hom, né? Dit is so 'n groot tentasie, dit is self amper outomaties, is dit nie? Of, wie sal in die afgrond neerdal, naamlik om Christus uit die dode op te bring? Ai, as ons dan met die dae van Jesus geleef het, en hy kon dan verskyn in hierdie sieke kamer. Dink net, wat kan gebeur?
Maar wat sê dit? Wat sê die geregtigheid wat uit die geloof is? Naby jou is die woord in jou mond en in jou hart. So vir hierdie krag wat lasverwyderende, jeukvernietigende krag is, gaan dit oor jou. Nie oor God nie. Naby jou is die woord in jou mond en in jou hart. Dit is die woord van die geloof wat ek Paulus verkondig. So dit help nie ons pleit dat iets van bo af kyk, dit help nie ons pleit iets van bo af wat reeds gestuur is nie. Jy sien die dag toe die Heilige Gees uitgestort is in Handelinge 2, is die krag van God gestuur en beskikbaar gemaak vir ons almal. So nou pleit ek by die Here om iets te stuur wat hy klaar gestuur het. Dink jy ek gaan 'n antwoord kry? Ek kan nie antwoord kry nie, want dit is klaar gestuur, dit is klaar beskik. Dis hoekom Romeine 5 vers 17 vir ons sê, die wat kan ontvang sal eers. So kom ons lees hom net 'n bietjie hy is so mooi in die Amplified, Romeine 5:17, ons ken hom al goed, Romeine 5:17 in die Amplified. For if because of one man's trespass, lapse or offense, death reigned through that one, much more surely will those who receive God's overflowing grace, unmerited favor, and the free gift of righteousness, putting themselves into right standing with himself, reign as kings in life through the one man, Jesus Christ, the Messiah, the anointed one. Okay? Die ontvanger is die geleier, die pad vir die krag. Die ontvanger is die geleier, die pad vir die krag. Ek en jy. So dit gaan oor ons vermoë, oor ons my Engelse woord ons skill, wat ons moet leer hoe om hierdie krag te ontvang en te hanteer. Want ons gaan te gronde weens 'n gebrek aan kennis. Ons weet die krag is daar, ons weet nie wat moet ek nou volgende doen nie. Hoe kry ek die krag om te werk nie? Die krag is beskikbaar. Die sleutels van die koninkryk is aan ons gegee. Maar ons weet nie wat om die sleutels te doen nie. Ons is nie skillful daarin nie. Ons weet nie hoe om dit te werk nie. So ons kry klaar 'n idee hierso in Romeine 10. Hy praat van om die krag te manifesteer, moet geloof in 2 plekke wees. Dit moet in jou mond wees en dit moet in jou hart wees. In jou mond en in jou hart. Dis van geloof moet wees. Een van die belangrike dinge wat ek al ervaar het, is jou eerste woorde, as daar 'n krisis gebeur, as daar 'n krisis skielik toeslaan, jou eerste woorde is baie belangrik. Dit set soort van 'n geestelike atmosfeer vir wat volg. Is julle met my? Ek onthou jare terug was ek besig om muurbal te speel en ek staan op die dienblok en ek dien en ek kyk terug na die ou wat ontvang en hy slaan die balletjie reg in my oog in. En die muurbal pas mooi in jou oog. Jy kan maklik jou oog verloor. Hy slaan in my oog, maar hy slaan hom so hard in my oog dat ek neerval op die grond van die pyn. En ek kan niks sien in my oog nie, niks. Ek gaan badkamer toe, ek vat my hande en ek trek my ooglede oop en ek probeer kyk, is net wasig, ek kan niks sien met my oog. Op daai stadium in my lewe het ek juis hierdie openbaring gehad van die eerste woorde. Die eerste woorde. En ek sê uit my mond uit, my oog is genees in die naam van Jesus. Jy sê, ek verklaar, dit is jou eerste woorde. En my oog is genees, 100%. Maar dit was 'n beginsel van jou eerste woorde, baie belangrik. In jou mond en in jou hart. In jou mond en in jou hart. Jy moet dit mediteer, jy moet dit spreek, jy moet dit aktiveer. Die krag moet geaktiveer word. Die krag, daar's genoeg krag in elke hospitaalkamer in die land dat daai siek persoon kan uitstap daar. Maar daar's nie genoeg kennis oor hoe om die krag te aktiveer nie. So die oomblik as ons in paniek raak, as ons eerste woorde is, negatiewe woorde, of nie noodwendig slegte woorde nie, maar net woorde van vrees, of paniek, dan so sla op die agtervoet. Ons moet besop daarvoor. Elke faling in die gees is 'n faling om te ontvang. Dis nooit die Here se faling nie, dis ons faling.
Mense hou nie daarvan nie. Hulle hou nie van die lering nie. Hulle van die lering, alles is God se. God het 'n groter plan gehad en ons kon niks. Ons het alles gedoen wat ons kon doen, jy weet. Maar dit is nie waar nie. Dit is God gee aan ons. Hy sê soek jy eers die koninkryk en sy geregtigheid en al die dinge sal vir jou bygevoeg word. Dit is ons faling. So as ons 'n faling het, kom ons face dit en ons leer daai, amen. En ons gaan na 'n volgende vlak in die gees waar ons nie weer val nie. So ons eerste gedagtes en ons eerste woorde maak saak. Ons weet Romeine 8 sê, daarom as iemand in Christus is, hy praat van die wet van die gees, van die lewe in Christus Jesus, het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood, né? En dan sê hy, die gedagtes wat ek dink, bepaal watter wet ek aktiveer. In vers 5 en 6, hy sê, die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, en die wat geestelik is, bedink geestelike dinge. Wat die vlees bedink is die dood, wat die wet van die dood. So oomblik as jou gedagtes, net jou gedagtes, aktiveer 'n geestelike wet. Die wet van die gees, van die lewe, of die wet van dood. Net jou gedagtes. Dis hoekom jou gedagtes is krities belangrik. Jy moet elke gedagte gevange neem. Jy kan jouself dooddink. Jy kan jou besigheid dooddink. En jou liggaam, en jou huwelik, en jou finansies, kan jy dooddink. Is julle met my? Identifiseer die gedagtes. Werp hulle uit. Men het so mooi vanoggend daaroor gepraat. En jy sal ervaar, die duiwel vlug van jou. Hy is nie gewoond aan teestand nie. Hy is gewoond elke gedagte. Mense vat dit, hulle sluk dit, line, hoek, land en sinker. Sluk hulle sy gedagte. Nou kom ons kyk na Handelinge 16. Dis 'n voorbeeld wat Paulus vir ons gee waar hy in die tronk sit en hoe hy uit die tronk uitgekom het. Godsdienstige mense hou daarvan om te preek waar hy in die tronk sit. Ons preek waar hy uit die tronk uitkom. Halleluja. So Handelinge 16 vers 23. En toe hulle baie slae gegee het, het hulle in die gevangenis gewerp en die tronkbewaarder bevel gegee om hulle sorgvuldig te bewaak. En hy het toe, omdat hy so 'n bevel ontvang het, hulle in die binneste gevangenis gewerp en hulle voete in die blok vasgemaak. Klink nie baie lekker vir my nie. En omtrent middernag het Paulus en Silas gebid en lofliedere tot eer van God gesing. En die gevangenes het na hulle geluister. En skielik kom daar 'n groot aardbewing, sodat die fondamente van die gevangenis geskit het. En onmiddellik het al die deure oopgegaan en die boeye van almal het losgeraak. En die tronkbewaarder het wakker geword. En toe hy sien dat die deure van die gevangenis oop was, het hy 'n swaard getrek en hom self met lewe te bring, in die mening dat die gevangenis ontvlug het. Maar Paulus het met 'n groot stem geroep en gesê, moenie jouself kwaad aandoen nie, want ons is almal hier. En toe hy lig gevra het, spring hy na binne, hy val bewende voor Paulus en Silas neer. En hy het hulle na buite gebring, sê, menere, wat moet ek doen om gered te word? Toe sê hulle, glo in die Here Jesus Christus, en jy sal gered word, jy en jou huisgesin. En jy kan aangaan in die kerk in Filippi is daar gestig, né? So die eerste vraag, waar het die aardbewing vandaan gekom? Enige iemand? Dis maklik. Uit Paulus en Silas. Amen. Die krag van God, wat Jesus opgewek het uit die dode, vloei in watter rigting? Na die toe wat glo. Hulle het hulle gees oopgemaak met lofprysing en die krag het deur hulle gees gevloei na aardbewing gemaak. Amen. Nou is interessant, né, dat die krag was daar om hulle vry te maak. Is dit nie waar nie? Maar wie is vrygemaak? Almal. Die krag is nie net vir jou nie. Halleluja. Al die deure het oopgegaan. Al die vensters. Amen. Ek sê vir jou, ek is oortuig, al daai gevangenes is gered. Hulle 10 en almal die Here aangeneem. Ons sal eendag in die hemel weet, maar hulle almal die Here aangeneem het. Is julle met my? Want die krag van God was daar om vry te maak. En dit het deur Paulus en Silas se gees gekom. Die aardbewing het uit hulle uitgekom. Halleluja. Wie is die verloorder in die proses? Die duiwel. Hy is altyd die verloorder. So dit gaan algeheel oor een ding. Die wysheid om te ontvang. Iemand moet die moeite doen. Iemand moet die dissipline in die dag lê.
Iemand moet bereid wees om die prys te betaal om te ontvang. Om die woord eers te stel, jou gedagtes gevange te neem, die regte gedagtes te dink elke dag, te oefen. Ons moet oefen. Timoteus sê, praat hy van oefen jou in godsaligheid. Oefen jou in godsaligheid. Wat is godsaligheid? Salig is om gered te word. Oefen jou self, dat God jou kan red. Amen? Oefen jou in reddingskrag. Hy sê dit is meer werd as om jou in 'n gym jouself jou liggaam te oefen. Dis okay in die gym. Maar dit gaan jou net help solank jy op die aarde. Gaan jy 'n mooi lyf hê op die aarde. Maar daai lyf gaan ook eendag oud word en vervang word deur 'n geestelike en daai geestelike ek kan my gees oefen. En dit is vir ewig. As ek daai spier van liefde ontwikkel, is dit forever spier. As ek die spier van vrede ontwikkel, hoe sterker ek vrede kan ontwikkel, dat ek naand vrede het in die middel van omstandighede wat mense dink is onmoontlik om vrede te hê, by die oud vrede, dan het jy 'n geestelike spier ontwikkel. En dit gaan vir ewig wees. Amen. In die hemel gaan jy 'n six-pack hê. Liefde, vreugde, vrede, halleluja. Jou gees meng. Oefen hom. Die geheim is om geloof te meng met die woord. Die woord moet op twee plekke wees, in jou mond en in jou hart. In jou mond en in jou hart. So ek meng, my tong is die menger. Ek meng geloof met die woord. Ek lees die woord en dan sê ek glo, ek ontvang dit nou in my lewe. As die woord sê, deur sy wonde is jy genees, dan sê ek amen, deur sy wonde is ek genees, of ek voel ek is genees of nie. Amen? Ek sê dit. Ek meng dit. Markus hoofstuk 4. As ons daai situasie het waar iemand siek is en jy kyk na die mense om se reaksies en hulle kan nie verstaan dat God nie iets doen of gedoen het nie, dan beteken dit hulle was nie bewus van die krag wat in hulle was nie. Hulle het dit van bo af gepleit. Amen. En nou het God niks van bo af gedoen nie. So nou is ons teleurgesteld. Dit beteken jy het in die verkeerde rigting gekyk. Amen. Ons het dit gemis. Die krag kom van nie af. Dit kom deur my. Amen. Ek moet die ontvanger wees van die krag. Ek moet dat die krag deur my vloei. Markus 4 vers 24. En hy het vir hulle gesê, pas op wat julle hoor. Met die maat waarmee julle meet, sal vir julle gemeet word, en daar sal bygevoeg word vir julle wat hoor. Want wie het, vir hom sal gegee word, en wie nie het nie, van hom sal weggeneem word ook wat hy het. En hy praat spesifiek hierso van die woord. Want die hele sleutel tot hierdie deel is in vers 14 en 13 en 14, daar sê hy, begryp julle nie waarvan ek hier praat nie, mense? Hoe gaan julle enigiets verstaan wat ek sê? En dan gee hy vir die sleutel, die saaier saai die woord. Want wie die woord het, vir hom sal gegee word. Wie nie die woord het nie, vir hom sal weggeneem word ook wat hy het. So, in my lewe, nog elke keer as ek sukses behaal het in die gees, in 'n situasie, was dit 'n spesifieke woord waarop ek gestaan het. Altyd. Dis 'n baie belangrike ding. As jy sukses wil behaal in 'n geestelike situasie deur die gees, moet jy 'n spesifieke belofte hê, 'n spesifieke woord. En nog altyd waar ek sukses behaal het, was daai woord al reeds in my voor die situasie opgeduik het. Ek was besig om te mediteer op daai woord. Amen. Toe my swaar sy blinde darm gebars het, was die woord wat in my geleef het, Hebreërs 11 vers 6, dat elkeen wat na God toe gaan glo, dat hy is, en dat hy 'n beloner is, van die wat hom soek. Glo dat hy is, nie was nie, nie sal wees nie, nou, hier, is, right now. Jy moet dit mediteer, jy sien, jy moet dit mediteer, dat het in jou hart kan ingaan. En toe ek daai woord vat, en ek lê my hand op hom, en toe ek my hand afval, is die pyn weg. Maar dit was, daai woord het geleef in my gees op daai oomblik. So die woord moet gedurig, jy moet gedurig die woord plant, en gedurig die woord mediteer, jy moet nooit 'n tydperk in jou lewe jy sonder woord is nie. Dan is jy by baie gevaarlike punt. As jy nie
deponeer nie, gaan jy nie kan oes nie. Jy moet die hele tyd woord ontvang, woord hoor, woord mediteer, opgewonde raak oor die woord, dit moet 'n openbaringswoord vir jou wees. Die woord moet die hele tyd openbaring wees. Daai woord wat jou openbaring is die krag van God in jou lewe. Daai woord wat in my mond is en in my hart is, in die lewe, is die krag van God in my lewe. Daai woord aktiveer ek, die oomblik as jy vyand teen my kom, dan aktiveer ek daai woord. En ek verklaar dit, uit my gees uit, amen. So die mate waarin jy die woord eer, sal die woord jou eer. Pas op wat julle hoor, met die maat waarmee julle meet sal vir julle gemeet word. Nou die Amplified, kom ons lees om die Amplified, Markus 4, vers 24. And he said to them, be careful what you are hearing. The measure of thought and study you give to the truth you hear will be the measure of power and knowledge that will come back to you. And more besides will be given to you who hear. Halleluja. As jy die woord het, hou hom vas. Daar sal meer aan jou gegee word. Daar sal meer aan jou gegee word. As jy die woord laat los, dan gaan jy verloor ook wat jy het, dit wat jy gedink het jy het. Jesus is besig om sleutels van die koninkryk hier vir ons te gee. Sleutels wat jou tot 'n redding kan dien in hierdie lewe. Vat die woord, hou hom vas, het hom, moet hom nie los nie. Daar is niks kosbaarder in jou lewe as God se woord nie. Niks kosbaarder in jou lewe as die geopenbaarde woord van. As God woord openbaar, as die liggie by jou aangaan, ek onthou toe Henny vir my daai woord gegee het van geregtigheid, jare en jare gelede. 2 Korintiërs 5 vers 21, hy sê, Gerrie, leer dit, reg om nie. God het hom wat geen sonde geken het, die sonde vir ons gemaak, dat hy kan word geregtig van hom. Ok, nou ken ek hom. Nou weet ek moet hom mediteer, né? Hy het gesê ek moet mediteer. Josua 1 vers 8 sê, mediteer dit. Nou mediteer ek dit. Want sien, ek het duisternis gehad. En die woord moes deur die duisternis breek, sodat my gees lig kan kry. En soos ek om gemediteer het, een dag toe ek om mediteer, en ek ry so in my Datsun bakkie, en ek draai in Duncanstraat in Pretoria in, en ek daai woord slat my gees. God het hom, wat geen sonde geken het nie, sonde vir my gemaak, dat ek kan word die geregtigheid van God in hom. Ek is nou God se geregtigheid. As jy my, en ek kry die woord van die Here, hy sê, as iemand jou nou beskuldig hy my. Halleluja. As iemand my nou beskuldig hy God. Dis waar, want ek is God, ek is geregtig met sy geregtigheid. Jy sien, dis openbaring, en dit help jy om te ontvang, want jy kan nie daar in die teenwoordigheid van die dood gaan staan, met 'n sondebewustheid. Dit sal gou uitkom, jy gaan kouer, want jy het 'n gees van vreesagtigheid, en 'n gees van sondebewustheid. Maar wat sê Hebreërs 10 vir ons? Hy sê, as daar 'n offer gevind kon word, wat groot genoeg was, dan sou ons nie meer 'n bewussyn van sondes gehad het nie. Nou is daai offer gevind, Jesus is geoffer. God het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir jou gemaak, dat jy kan word die geregtige. Jy staan voor daai siekbed, as die geregtigheid van God self, en jy maak jou mond oop, en jy praat met daai persoon, jy praat met daai ou se gees, en jy spreek lewe, en jy spreek woord, amen, geen vrees nie, jy moet jouself oefen om geen vrees te hê nie. Die krag van God is in die woord van God, die woord van God is die wil van God. Wat is God se wil? Sy woord is sy wil. As sy woord nie sy wil was nie, dan maak jy hom tot leenaar. God is nie 'n leenaar nie. Daar's een ding wat God nie kan doen nie. Ek skok altyd die mense. Daar's een ding wat God nie kan doen nie. Die Bybel sê, daar's een ding wat God nie kan doen nie. Dis 'n nimmerie. Hy sê God is nie 'n man dat hy kan lieg. Halleluja. So as hy gesê het, deur my wonde is jy genees, dan is dit sy wil. Nou is dit 'n kwessie van ek moet leer om te ontvang. Ek moet my gees in lyn kry. Ek moet myself in vreugde inkry, in vrede inkry, in liefde inkry. Ek moet die stand van geregtigheid gaan inneem. Ek moet hierdie woord laat lewe in my. Dit moet uit my mond uitkom met krag. Naby jou is die woord, in jou mond en in jou hart. Dit
is die woord van geloof wat ek Paulus preek. Daar is genoeg krag in die kosbare beloftes om jou te laat ontsnap van elke vorm van korrupsie wat hierdie aarde kan bied. Die aarde is korrup. Amen, dit weet ons almal. Daar's korrupsie. Korrupsie sluit in siekte, vloek, al daai goeters. 2 Petrus 1, hoofstuk 1 en vers 4, sê dat sy kosbare beloftes red ons van die korrupsie wat in die aarde is. Nou, al maniere hoe daai kosbare belofte jou kan red, as jy daai kosbare belofte in jou mond insit en in jou hart inkry. Hy moet eers in jou hart inkom. Aanvanklik vat ek die belofte, ek sit in my mond in, maar my hart glo dit nog nie. Want my oë sien iets anders. Ek sien siekte, ek sien gebrek in my finansies. My finansies is 'n gemors en ek sien gebrek. Nou sê ek wat die belofte sê. Gee en aan jou se gegee word. 'n Goeie maat ingestamp tot oorlopends toe vol, sal die mense in jou boesem gee. Lukas 6 vers 38. Filippense 4 vers 19. En my God sal voorsien in al julle behoeftes na sy rykdom in heerlikheid in Christus Jesus. Nou spreek ek dit, maar ek sien dit nog nie. So nou het ek 'n konflik. Wat my oë sien is anders as wat ek glo. Is julle met my? Maar nou moet ek uit die gees uit verander wat ek sien. Ek moet hierdie waarheid spreek en aanhou spreek dat my hart my mond kan hoor en my mond kan glo. Maar dit is hoekom in Jakobus hoofstuk 1 sê hy dat as jy jou mond nie kan beheer nie, sal jy jou hart mislei. Jou arme gees word heeltemal te mekaar, oor jy geen beheer oor jou mond het nie. Jy praat nonsens, jy praat teen jouself, jy praat negatief, né? En dit verwar jou gees, want jou gees weet, jy wil eintlik nie hê wat jy sê nie, maar dit het tog 'n effek op jou gees. En nou begin jou gees verward raak, jy maak jou eie gees verward. En dan sê hy daar in Jakobus 1, vers 26, die godsdienst van daardie man is te vergeefs. Net omdat hy nie sy mond beheer nie. So kom ons besef ons woorde, ons gedagtes is heilig, ons woorde is heilig. Aktiveer die krag wat in jou is. Besef die rigting. As ons voor 'n situasie te staan kom, oefen elke dag van jou lewe. Oefen in jou finansies, oefen in alledaagse goeders, oefen om die woord in jou mond in te sit, in jou hart in te kry, om te besef, die onus rus nou nie meer op God nie. Hy het gedoen alles wat hy kon doen vir jou. Hy het sy enige gebore seun gegee. Wat meer kan hy doen? Galasiërs 1, vers 3 en 4. Guns vir julle, vrede van God die Vader en ons Here Jesus Christus, wat homself gegee het vir jou sondes, sodat hy jou kan uitred uit die teenwoordige bose wêreld, volgens die wil van ons God en Vader. So nou moet ons in lyn kom met wat hy gedoen het. Hy het homself gegee, sodat hy jou kan uitred. Nou moet jy sy redding ontvang. Jy moet 'n ontvanger word van die redding. Wees 'n ontvanger. Soek allereerst die koninkryk. Sit die koninkryk eerste. Sit die woord in jou mond, sit die woord in jou hart, praat met omstandighede. Weier om negatiewe gedagtes, identifiseer elke gedagte wat jy dink. As jy bietjie depressief raak, of jy raak kwaad, of jy raak ontsteld, of jy raak paniekerig. Die rede hoekom jy kwaad geraak het, of ontsteld geraak het, of paniekerig geraak het, was 'n gedagte. Amen. En wat was die oorsprong van daai gedagte? Is dit die Heilige Gees? Nee. So gaan kyk na die patrone in jou lewe, waar jy daai negatiewe emosies ervaar, en jy gaan agterkom die negatiewe emosies wat jy ervaar het, kom van negatiewe gedagtes wat jy toegelaat het. Die duiwel sal baie subtiel wees. Hy sal vir jou sê, ag shame, jy. Hy sê jouself laat jammer kry. Hy sal jou op enige manier probeer mislei, maar jy weier om mislei te word. Jy vat die woord, en jy sê, ek en my huis, ons sal die Here dien. Amen. En hierdie huis is 'n huis van liefde, vreugde, vrede. Hierdie is 'n huis van seën. Die seën van Abraham,
manifesteer in sy volheid in hierdie huis. In my lewe manifesteer sy vreugde, sy liefde. Amen. Jy spreek dit, jy besluit dit, jy maak dit 'n determinasie in jou gees, dat niemand kan jou beheer aan die binnekant, tensy jy dit toelaat nie. Amen. En as jy aan die binnekant 100% vrykom, dan sê die woord, sal jy aan die buitekant ook 100% vrykom. So kom ons vat hierdie kosbare woord, en ons hou dit vas vandag, en ons besef die rigting van die krag. Dit vloei na die toe wat glo. En die wat glo, is die wat met hulle monde sê, en met hulle harte glo. Die wat glo, is die wat sê, naby my is die woord in my mond en in my hart. Die wat glo, is die wat met die vyeboom praat, en hy droog op. Want as jy met jou mond bely, en met jou hart glo, sal jy verkry net wat jy sê. Amen. Dankie Vader vir hierdie kosbare woord. Ek bid dat dit geseël sal word in elke van ons se gedagtes en in ons gees, dat ons geesmense energie sal kry uit hierdie woord uit, dat ons doeners sal wees hiervan, dat ons u krag in aksie sal sien in ons lewe, in elke area van ons lewe, sodat ons u goedheid en die liefde sal sien en ervaar op hierdie aarde. Ons dank u daarvoor met ons hele hart, in Jesus naam. Amen. Halleluja.